deel vandag met jou 'n paar gedagtes rondom jou tyd. Jou tyd. Kom ons kyk na Jerusalem se mure wat vir meer as 100 jaar in puin was. Die mense was mismoedig, hulle was onbeskermd. Nehemia, wat 'n skinker van die koning was, het 'n diep las gehad om daardie mure te gaan herstel. Hy het nie net gewens dit moes gebeur nie. Hy het die projek noukeurig beplan, dinge bymekaar gemaak. Hy het die mense gelei om saam te werk. Hy het dit 'n saak van gebed gemaak. As gevolg van hulle fokus en God se hulp, het hulle die massiewe projek in slegs 52 dae voltooi, 'n taak wat ander nie in 'n eeu kon voltooi nie. En die bekendste deel van hierdie storie handel oor tydmors, en ons kry dit in Nehemia 6. Weet jy, toe die muur amper klaar was, het Nehemia se vyande, Sanballat en Tobia, 4 keer boodskappers gestuur om te sê, kom ontmoet ons in een van die dorpe. So het hulle probeer om hom van sy werk af weg te kry. Nehemia se reaksie is 'n pragtige voorbeeld. Hy het gesê, ek doen 'n groot werk. Ek kan nie kom nie. Waarom moet die werk gaan stil staan, sodat ek na julle toe kan kom? Wanneer ons verstaan dat elke dag nie een dag meer is nie, maar een dag minder, begin die lewe anders lyk. Dan hou ons op om aan te neem dat ons baie tyd het. Ons hou op om gehoorsaamheid uit te stel, om vergifnis uit te stel, of om die dinge wat werklik saak maak, te laat lê. Moses, hy het besef, ons het nie al die tyd nie. Hy het gebid, daardie wonderlike woorde in Psalm 90, vers 12. Leer ons dae so tel, sodat ons 'n wyse hart kan bekom. Die waarheid is, ons is almal eendag nader aan die ewigheid, as wat ons gister was. Moenie vandag tyd mors met dinge wat nie saak maak, wanneer jy voor die Here gaan staan nie. Soek na die Here terwyl hy nog te vind is. Wees lief vir die mense wat in jou lewe geplaas het. Leef op so 'n manier dat jy hom verheerlik. Want jy sien, elke dag is nie maar net nog 'n dag wat by jou lewe gevoeg word nie. Dit is een dag minder voordat jy vir Jesus gaan ontmoet. Ek wil dit met 'n illustrasie vir jou vasmaak. Daar was 'n man wat 'n vriend gehad het in die koning. Maar hierdie man was lief vir uitstel. Eendag het die koning besluit om vir hom 'n lewensveranderende geleentheid te gee. Hy het vir sy vriend gesê, ek sal die deure van my koninklike skathuis vir jou oopmaak. Van nou af tot sononder mag jy ingaan, soveel goud en silwer en juwele neem as wat jy kan dra. Wat jy ook al uitbring voor sononder, dis joune. Hierdie vriend was verheug. Hy het huis toe gehardloop om vir hom 'n paar groot houers te gaan kry. Maar op pad terug het hy gedink, dis nou eers middag. Ek het dan baie tyd en ek is nogal honger. Ek moet eers middagete eet, sodat ek al die energie kan hê om daardie swaar goed te dra. Na middagete het hy bietjie slaperig gevoel. Ek sal net 'n vinnige 10 minuut slaapie neem, het hy vir homself gesê, want daar's 'n hele klomp ure nog oor. Maar hy het in 'n diep slaap verval. Hy het eers wakker geword toe daar skemer was. Hy het opgespring, hy het in die paleis toe gehardloop, maar hy was net betyds om te sien hoe dat die wagte besig was om daardie swaar ysterhekke te begin toemaak. Hy het sy kans op 'n fortuin misgeloop, want hy het gedink, hy het nog baie tyd. Net soos die skathuisdeure, bly die deure van geleenthede wat God vir ons gee, daardie geleenthede om iemand anders te kan help, om by die Here te kan leer, daardie dinge om ons liefde aan te stuur, dit bly nie vir altyd oop nie. Laat ons onthou, vandag is ons een dag nader aan die ewigheid, as wat ons gister was. So waarmee kan ek jou uitdaag vandag? Maak jou lewe vol met dit wat saak maak. Kom ons bid saam. Here, ons lê hierdie dag voor U. Gee vir ons die genade om dit wat vir U belangrik is, ook op ons harte te skrywe.